Ek het vanmôre alweer nog 'n dierestorie. Julle, vanmôre wil ek vir julle vertel van Pompadour die paddatjie. Seker nou so vir 2 maande, kom ons sê maar 6 weke. Soos die lente nou aankom en die seisoen verander, kom hier elke dag 'n paddatjie in my huis in. 'n Pragtige padda. Ek het nou al gedink ek moet aan dit soene raak en kyk of dit 'n prins is, maar ek is bietjie bang om aan 'n padda te soen. En veral as dit nou 'n prins ook nog moet wees. Maar anyway, nou sit ek verwonder ek my, hoekom kom die paddatjie in die huis in? En elke aand, ek sien hom nie inkom nie. Ek dink my onderdeur is nie dig nie, so hy kan nou in en uitloop soos hy nou wil. En dan in die aand, as Giuseppe en Felipe en Anjo, die 3 honde nou hier binne by my lê, dan is nou Giuseppe en Anjo, hulle het nou te blaf, of so 'n blafpraatjie gekry om te sê, hier loop die padda nou. En as dit donker word, dan loop Pompadour deur my huis, dan vang ek hom nou maar in 'n boksie, en ek sit hom buite, en ek maak vir hom watertjies, en môre aan dieselfde ding. Nou dink ek, maar, wat kan hy kan tog hier iets eet nie? Hier is ook nie water nie. Maar ek is nou maar getrou in elke aand as hy, of Giuseppe of Anjo sê, hier's Pompadour nou, dan vat ek vir Pompadour uit. Nou kom hier 'n man uit Botswana, uit Piet. Hy kom vir 'n week Teefontein toe. En ek vertel vir Piet van die Pompadour, en ek sê, jong, wat se teken is dit? Wat beteken dit? Want Piet ken ook die natuur. En so gesels ons daar onder die groot boom oor die Pompadour en Pompadour. En een môre, dis net so 'n dag of wat, voor Piet nou ry, besluit ons nou gaan ons in die, daar naby die fontein, in die Droos rivier loop, gaan ons nou 'n vleisie braai. En dis altyd so, ek sê as 'n mens so in die veld sit, en jy samel daar 'n vuurtjie aan mekaar, en jy braai daar 'n stukkie wors. Al eet jy net daai wors, weet jy, dis soos 5 Michelin sterre net om daar te sit. Nou maak ek die oggend reg, ons gaan nou lekker braai daarna by die fontein. En helder oordag toe ek kom bys toe loop, hier loop Pompadour voor my uit, ek besluit vandag is die dag. Ek sit vir Pompadour in 'n klein boksie, ek maak hom toe, hy piepie toe dadelik hier op die boks, en toe probeer ek nou onthou, wat gebeur ek weet as 'n skilpad jou nat piepie kan jy nie op hom lag nie, en as 'n padda jou nat piepie kry jy oral vratte, dit het ek aan my hand onthou. Maar nou maak ek die boksie toe, ek gaan nie op na Piet se huis toe, ek sê, Piet, ons gaan nou vir Pompadour vandag bevry. Deel van die Michelin ster braai is om vir Pompadour fontein toe te vat, right. So 'n klein boksie sit ons nou vir Pompadour in, en ek sit 'n klip boop, want hy klouter, hy klim. Julle, en daar vind ek iets uit van Pompadour. Nou maak ek die boksie oop om vir Piet te wys, weet jy, en daar maak Pompadour geluid, so amper iets so, skrik so goed, woeps, maak sommer weer die boks toe. Ek dink hy het geskrik. Nou ry ons so 'n end fontein toe in. Ons sit nou eers die braaigoed daar neer, ons vat nou die kosbare boksie met Pompadour in fontein toe. En terwyl ons loop, sit in hop, seker nou maar soos hy sit in hops, nou maak ek kan nou vir die eerste keer vandag hoor hoe maak 'n padda as hy bang is, of kwaad is, hy kwaakie daai tyd, hy skree. Nou loop ons hier op, en dan sien ons hier kom die watertjies van die fontein, nou loop ons so versigtig hier, tussen die mos en die klippe wat nou glyierig is, loop ons nou hier met Pompadour. Julle, nou sit ons, maak die boksie oop nou, maak ek so dat Pompadour nou kan sien, ek kan nie ingaan, nou sit hy agter in die boksie en skree, ek tik so agter, ek sê, Pompadour, hier's jou paradys. Woep, spring hy uit die boksie uit, en hy gaan sit hier onder die sluik. Julle. En nou die dag gaan ek weer met my singing bowl fontein toe, en toe ek hom my slaan om ons, en dan maak hy so 'n pragtige geluid as 'n mens hom so vryf. En toe ek met die singing bowl begin daai singgeluid maak, toe kwaak daar 'n paddatjie. Ek kan vir julle amper 'n brief gee, dit was Pompadour. So nou het ek iemand lekker om te gaan kuier as ek fontein toe gaan.
Pompadour die padda.